Hallo julle. Hallo daar. Verlede week het ons by die derde tema begin stil staan in hierdie reeks waar ons kyk na dit wat die mistici deur die eeue ontdek het en dit steeds weet. Wat help 'n mens om hierdie lewe te leef? Wat help 'n mens om op al jou silinders te vuur? Wat help 'n mens om geïntegreerd te lewe? En geïntegreerd is eintlik 'n belangrike term. Dit beteken alle fasette van 'n mens se lewe. Met ander woorde, die dele waaroor 'n mens absoluut in vervoering is, wat 'n mens diep gelukkig maak, maar ook die dele wat groot eise aan 'n mens stel. Hoe is 'n mens geïntegreer? Hoe is jy geïntegreer in jou verhoudings? Nie een van ons is 'n eiland nie. Party van ons lewe asof ons eilande is, maar ons staan in verhouding met mense en in hierdie wêreld waarin ons leef. So toe het ons stil gestaan by die derde tema waar dit gaan oor moeilike dinge wat vir 'n mens moeilik is om te hanteer of om te verwerk, of dit lyding is of dit rou is. Maak nie saak op watter terrein dit is nie. Aan die een kant is dit iets geweldigs wat met ons gebeur, maar net so ook is dit iets wat 'n groot potensiaal het vir verruiming en vir groei en vir verdieping in 'n mens. En ek dink mens kan dit sê van enige iets waar jy nie in beheer is nie. Ja. Waar jou ego nie lekker weet hoe om dit te hanteer nie. So aan die een kant kan dit iets baie moeiliks wees. En ek dink ons het gesê kom staan bietjie stil by die En dis waarby ons hierdie week wil stil amper die staan. teendeel daarvan. As iets ontsettend positief, ontsettend groot met jou gebeur, maar na die positiewe kant toe. Na die passievolle kant toe. Na 'n kant toe waar iets vir jou oop gaan en veral op 'n baie diep vlak tot jou spreek, of dit nou is dat jy verlief raak, of dat jy jou ware passie in die lewe ontdek, of dat jy eintlik 'n tipe van 'n epifanie of 'n ontmoeting met God het wat jou totaal en al verander. Wat in 'n oomblik jou oë oopmaak en jou eintlik hierdie ongelooflike liefde wat daar is vir jou openbaar. En dat jy nooit weer kan anders kyk na die lewe nie. En dit kry mens nogal baie by die mistici. Ja. Julian of Norwich, Teresa van Avila, wat almal hierdie ervarings gehad het, amper miskien 'n tipe van 'n ek wil nie dit 'n gesig gesien het nie, maar iets 'n visioen gesien het. Iets wat hulle so in kontak met God gebring het dat dit totaal en al die fokus van hulle lewe geword het. Ja. Dat hulle vir jare en jare, dekades daaroor geskryf het. Ja. Dit besig was om dit en daarna toe terug te kom. Dit het alles vir hulle verander. Ja. En dit is opvallend dat baie van die mistici van Christus en van God as die geliefde praat. Want soos wat ons sê, groot swaar kry kan lei tot groei en verruiming, maar groot liefde, passievolle, diep liefde, het net soveel potensiaal om 'n mens in ruimtes in te vat waar jy andersins nie sou gewees het nie. Want weer eens word jy blootgestel. Jou binnekant keer buite toe. Ja. Jy is so, wat is vulnerable? Kwesbaar. Wanneer jy werklik waar vir iemand lief is of vir iets lief is, 'n dier. En ek dink daai baie groot liefde en baie groot swaar hartseer lê eintlik baie naby aan mekaar. Ja. En mens sien dit waar iemand 'n dier verloor of 'n geliefde verloor. Omdat daar so groot liefde was, is daar dan ook so groot verlies, so groot hartseer. Ja. So die twee goed
is eintlik maar baie naby aan mekaar. Ja. En het dieselfde groeipotensiaal. Ja. Omdat jou ego nie jou kan help in daai situasies nie. Dit kom uit 'n dieper plek uit. Dis reg. En is dit nie opvallend dat wanneer 'n mens deur 'n baie moeilike situasie gaan, dat 'n mens sê my kop voel leeg of ek het nie woorde om nou te praat of wat ook al nie. So dit wat ons oor die algemeen gebruik en wat die gereedskapstukke van ons ego is, raak Logiese nutteloos. denke. Die logiese denke. Ja, en ek dink baie keer sal jy dan besluite neem wat vir mense wat van buitekant af daarna kyk en miskien meer logies, meer objektief, heeltemal na malligheid lyk. Dis reg. Dis reg. En dit is net soveel met liefde die geval waar 'n mens sê jong, hy het kop verloor. Ja. Hy Want het sy hart verloor. ja, wel, hy het sy hart ook verloor. Ja, maar hy het kop verloor in daardie situasie of sy kop is nou so in die wolke. Met ander woorde, daardie logiese denkpatrone, dit waarop die ego altyd terugval, waardeur ons wêreld beheer en stuur en kontroleer. Deur hierdie groot emosies is daardie instrument van ons raak hy in onbruik. Ja, en ek dink en oneffektief. Ja, en ek dink dit het te doen daarmee dat jy nie meer so bloot of so oop is vir die beperkings van realiteit nie. Ek probeer dit nou, mense is nie so, jy het iets anders wat jou dryf, wat vir jou motivering is, maar jy het ook iets anders waarop jy vertrou. Iets anders gaan oop. Jy's nie meer, jy kom nie meer van uit 'n plek uit nie. Jy begin in 'n groter ruimte beweeg. Jy begin in 'n baie groter ruimte. Dis amper asof jy veilig voel in 'n ruimte wat vir ander mense nie meer sin maak nie. Ja. So mense sal baie keer sê in terme van om die kontemplatiewe lewe te leef of om 'n sprong te neem soos wat ons ook geneem het om hier te kom leef soos ons leef. Te sê maar dit is nie vir my realisties nie. Ek het baie ander verpligtinge, verantwoordelikhede en van buite af lyk dit wat 'n mens doen regtig nie na verantwoordelike optrede nie. Ja. Maar daar's iets anders wat jou hou op 'n manier. En ek dink dit is 'n ongelooflike dryfveer. En die ironie is, as 'n mens binne die kopruimte, en wanneer ons het dit ook al tevore gesê, dit mag so klink dat ons, asof ons ons intellektuele funksie minag of afbreek of wat ook al. Dis nie wat ons sê nie. Ons sê net, ons het nie 'n idee hoe oorheersende rol dit speel nie. Ja, en hoe dit gekaap is deur die ego. Ja. Dis nie dat dit 'n slegte, dit is 'n absolute wonderlike gereedskapstuk waarmee ons geskape is. Maar wat ons baie beter kan aanwend as ons dit vanuit hierdie dieper plek uit doen. Dis reg. En wanneer die kop in die hart ingaan. Ja. En daar hierdie nou koneksie is. So, wanneer ons dan nou in situasies is waar daar baie meer van ons by betrokke is en waar mense agterkom, wanneer ons in 'n situasie is waar alles so beheer kan word, is daar nie 'n manier om die ruimte te verstaan wat jy ontdek wanneer jy alles verloor het nie. Ja. Of wanneer jy oorgegee het nie. Ja. En dit is 'n baie kwesbare plek. Dit is. Want om lief te hê is om kwesbaar te wees. En om te ly is om kwesbaar te wees. Om lief te hê maak jou kwesbaar of jy nou 'n ma is. Ek bedoel, jy kan met 'n ma enige ding doen as jy dan iets aan die kind wil doen. Sy's kwesbaar.
So uit die aard van die saak is dit 'n kwesbare plek waar 'n mens dan is. Maar dit is net ook 'n ontsaglike verruimende ervaring. Ja. Groot liefde verander jou. Ja. Daai gevoel van dit kan verskriklik moeilik wees, maar dit is 'n gevoel van lewendig wees. Ja. En ek dink dis waarna toe ons die hele tyd probeer beweeg, is daai wat maak ons ten volle lewendig, selfs om baie swaar dinge te beleef. Daar's 'n gevoel van ek is lewendig hiermee besig. Ja. En 'n mens besef maar net, miskien net ter afsluiting. 'n Mens besef maar net dat ons nog nie naastenby die potensiaal van liefde regtig besef het nie. Ons val aanhoudend terug op ego-strukture om onsself te verdedig, om dinge te stuur en te rig, maar dit is soos die mystikus Teilhard de Chardin gesê het, as ons die dag die krag van liefde ontdek, regtig ontdek, dan sal dit wees soos om vuur vir die tweede maal te ontdek. So dit het groot potensiaal. So hou vas aan die liefde. Ons gesels volgende week weer. Dankie vir die terugvoer. Mooi bly almal. Tata.